Weer 'n keer môre gemeente, wat 'n wonderlike lied met hierdie woorde wat beskryf hoe God is. Ek hoop elkeen van ons hier vanoggend neem dit ter harte. Ons sing saam as openingsgebed, ek maak nou my hart oop. Wat jare kan vergewe my sondes en maak alles goed. Ek wil graag U ken wees en rein voor U staan om U weergebore en Jesus naam. Vervul my wese, die kos by my. Ek weet dat U luister, U spreek my vry. Vergewe my denke, verander my gees, en leer my jou lewe, om soos Jesus te wees.
Luister na die volgende as fotum. Die Here is die Almagtige. Hy het die sterre met sy hande gevorm. Die see beveel om te bedaar en die wind stil gemaak. Hy is die een wat lewe gee en dit onderhou. Hy is groter as ons vrese, sterker as ons swakhede, getrouer as wat ons ooit kan begryp. Aan hom behoort die eer, die krag en die heerlikheid, nou tot in alle ewigheid. Broers en susters, ek groet julle vanoggend met die versekering van God se liefde vir jou. Hy het jou lief, met 'n liefde wat nooit sal ophou nie. Amen. Kom ons sing saam, besing die lof van Jesus saam. Die tema van vanoggend se prediking is: glo jy dat God kan? En ons skriflesing gaan kom uit twee gedeeltes in die Bybel, Matteus 9 vers 27 tot 34 en daarna lees ons Matteus 20 vers 29 tot 34 uit die 1983 vertaling. Maar met die woord van God oop voor ons, kom ons bid tot hom, om ons ore en ons harte oop te maak. Here onse God, wanneer ons nou u woord oopmaak, dan bid ons, open ons oë sodat ons u waarheid kan sien, maak ons harte sag en ontvanklik, sodat ons u stem kan hoor. Here, maar laat ons nie net luister met kennis nie, maar met geloof en 'n verwagting. Laat u woord vanoggend wortel skiet, laat dit vrug dra en ons lei op die pad van die lewe. Daarom bid ons, spreek Here, ons luister. Amen. Beide hierdie skrifgedeeltes handel oor Jesus wat twee blinde mans genees en ook 'n man wat stom is.
Ek lees vir ons. Matteus 9 vers 27. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskree, ontferm U oor ons, seun van Dawid. Jesus het in die huis ingegaan en die blindes het daar na hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Ja, Here, antwoord hulle hom. Toe raak hy aan hulle oë en sê, wat julle glo, sal gebeur. Hulle kon toe sien, maar Jesus het hulle baie streng beveel, hiervan moet niemand hoor nie. Maar toe hulle daar weg is, het hulle in daardie dele, of die hele omgewing, van hom vertel. Nadat die 2 blindes die huis verlaat het die mense 'n man na hom toe gebring wat stom was, omdat hy in die mag van 'n bose gees was. Nadat die bose gees uitgedryf is, het die stom man begin praat. Die menigte het hulle verwonder en gesê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Maar die Fariseërs het gesê, dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste, laat hy die bose geeste uitdryf. En dan gaan ons na Matteus 20 vers 29. Toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. 2 blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit, Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Die mense het met hulle geraas en gesê dat hulle moet stil bly, maar hulle het al hoe harder geroep, Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Hulle sê toe vir hom, Here, dat ons oë oopgaan. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hulle hom gevolg. Tot sover. Broers en susters, stel jou die volgende voor. Jesus het in ons dorp groot geword. Hy het in jou straat groot geword, daar waar jy bly. En jy het sy ouers geken, vir Josef en vir Maria. Jy het dalk gesien hoe Josef in sy werkswinkel besig is om houtwerk te doen. En daarby het jy vir Jesus gesien wat hom gehelp het. En toe op 'n dag, toe begin Jesus te preek. Hy praat nie net sommer nie, hy preek met gesag en met wysheid. En jy wonder, of jy hoor van hierdie wonderwerke wat toe gebeur. Jy hoor van siekes wat gesond word. Mens, jy hoor van 'n dogtertjie wat dood was en nou lewe sy. En jy dink by jouself, maar weet jy wat? Ek ken hom. Dis tog mos maar Maria en Josef se seun, nie waar nie? En daar begin so 'n twyfel in jou te broei. En jy vra jouself die vraag af, kan hy regtig die Messias wees? Kan hy? En jy probeer heel neutraal bly, maar Jesus laat dit nie toe nie. Hy sê jy kan nie net toe kyk nie. Jy glo hy is wie hy sê hy is, of jy glo dit nie. Of jy volg hom, of jy bly op 'n afstand. Of jy het hom lief,
of jy verwerp hom. Jy bring jou hele lewe na hom toe, of jy kyk van 'n ver afstand af. Jy sien, daar is nie 'n tussenin nie. Om neutraal te wees is soos om 'n toeskouer te wees. En toeskouers word nie genees op die geloofspad nie. Hulle word nie gered nie. En hulle vind definitief nie vrede met God nie. Nou ek wil vanoggend sê, ek glo. Ek glo Jesus is wie hy sê hy is. Soos wat ons openingslied vir ons ook verduidelik het. Die blindes het hom seun van Dawid genoem. Seun van Dawid is 'n messiaanse titel vir die Messias. En Thomas het in die Bybel, as ek reg is, in die Lukas Evangelie het hy gesê, my Here en my God. En vanoggend sê ek dit ook. In Matteus 20 roep die 2 blinde mans uit, Here, seun van Dawid, ontferm u oor ons. Die skare kom en hulle probeer hierdie 2 blinde mans stil maak. Maar hulle roep net weer en harder. Jesus gaan stop in die pad. Hy vra vir hulle, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? En hulle sê vir hom, en Jesus genees vir hulle. Jy sien, hulle, die blinde mans, hulle het gesien, nie met hulle oë nie, maar met die geloof. Dis nogal ironies as jy so na dit kyk, want die blindes sien vir Jesus. Maar die wat nie blind is nie, die sienendes, selfs die godsdienstige leiers van daardie tyd, hulle mis vir Jesus totaal en al. Die blindes noem ook vir Jesus Here. En dit is meer as net 'n beleefde aanspreekvorm. Dis meer as net wat ons vandag sal sê, meneer. Dit is 'n belydenis. 'n Belydenis van, U het mag oor my lewe. U het die mag oor lewe en dood. Nou ons moet vanoggend vir Jesus ook raak sien as die Here. Matteus vertel van 'n melaatse man wat genees word. Hy vertel van 'n vrou wat al 12 jaar lank siek is en sy het net aan Jesus se klere geraak en toe word sy gesond. Nou, geliefdes, dit is mag. Dit is iets wat net die Here kan doen. Dit is God se krag. En dis waarom dit so belangrik is dat ons vir Jesus duidelik moet raak sien as die Here. As die Here in elkeen van ons se lewens. En dat ons sal besef hoe magtig hy is. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 20, Jesus kan oneindig meer doen as wat ons bid of dink. Hy is nie net 'n figuur uit die verlede uit nie. Jesus is hier, hy's nou, hy's teenwoordig in elkeen van ons se lewens. En dit bring vir ons hoop. Want Jesus is nie vasgevang in die bladsye van die Bybel nie, of in die geskiedenis nie. Hy is teenwoordig in jou, by jou en in elke oomblik. En as jy dit nie vanoggend beleef nie, broers en susters, is dit dalk omdat jy afwesig is. Jy is nie ingestel op dieselfde golflengte as God nie. En ek sê dit nie vanoggend hard of veroordelend nie, want ons almal raak in die lewe tog soms so 'n bietjie afgetrek. Die dinge in die lewe trek ons af, ja.
maar God is alomteenwoordig. Ons moet net weer by hom inskakel. Jesus is sag. Hy is vol deernis. Matteus vertel van hierdie twee blinde mans wat vir Jesus uitroep. En Jesus kry hulle innig jammer. Verder in die Bybel vertel Johannes ons hoe Jesus saam met Martha en Maria huil oor hulle broer se dood. En die mensdom het weer opnuut begin leer ken wie Jesus is. Hulle het hom leer ken as 'n Vader wie se juk sag is en wie se las lig is. Nou in hierdie Bybelse tyd, die verhaal wat ons gelees het, is die wêreld vasgevang in Romeinse oorheersing. Daar was ook siektes en daar was ook swaar kry. Maar Jesus staan uit tussen hulle almal. Hy staan op en hy bring vir ons hoop. En die uiteindelik is van die saak is dat hy vir ons ware hoop bring deur sy lewe aan 'n kruis te gee ter versoening van elkeen van ons se sondes. Matteus 9. Daar vra Jesus vir die blinde mense: Glo julle ek kan dit doen? Nie net glo julle nie, maar hy sê glo julle in my. Dis nogal persoonlik hierdie. Baie van ons ken mense en dalk is ons self ook van hulle. Mense wat sê ons glo. Vra jy vir hulle, glo jy werklik waar? Dan sê hulle, ja, ek glo in God want ek is 'n Christen. Maar as jy vir hierdie selfde persone vra oor, wat dink jy van die toekoms van hierdie land? Of as jy vir hierdie persone 'n vraag vra oor die gevorderde kanker, waarmee hulle loop, dan hoor jy 'n ander storie. Dan hoor jy iets van, daar's eintlik geen verwagting dat God sal intree nie. Ek het myself ook al hierdie vraag afgevra. Ek raak net so maklik bekommerd oor mense en my eie goed. En dan vra ek, maar glo jy? Of is jou geloof net dogma? Dogma is dinge wat jy geleer is. Of is dit 'n werklike, vaste vertroue in Jesus self? Jesus vra nie net vir geloof nie. Hy vra vir geloof in hom. Glo julle dat ek dit kan doen, is sy woorde. Die skrifgeleerders wat daar gestaan het, hulle het die Bybel geken. Hulle het ook gebid. Hulle het die profesie van die Messias geken uit hulle koppe uit. Maar toe Jesus hierdie wonderwerk doen, hierdie stom mens weer laat praat, toe sê die skrifgeleerdes, dit is die duiwelse werk hierdie. Jy sien, die skrifgeleerders het nie ontken dat daar iets gebeur het nie. Hulle het net die eer aan die verkeerde kant toe gegee. Weer 'n keer het hulle vir God totaal en al gemis. En hulle het gedink, hulle dien hom. Matteus wys vir ons vanoggend uit, dat Jesus is die Messias. Die blindes sien dit raak. Die godsdienstige leiers van daardie tyd het dit heeltemal gemis. En nou vanoggend, hier in hierdie kerkgebou, vra Jesus ook, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Elkeen van julle hier sal 'n ander antwoord gee.
En as jy vir Jesus geantwoord het, dan vra hy vir jou vanoggend, glo jy, ek kan dit doen? Wat sal jou antwoord dan wees? Gaan jy jou belydenisskrifte alles hier uitpak? Of gaan jy vanuit jou lewe saam met hom, uit jou hart uit vir Jesus sê, ja Here, ek glo, kom my in my ongeloof tegemoet. Mag dit so wees, dat hierdie die antwoord sal wees, wat ons elkeen sal praat. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het die oë van die blindes oopgemaak. U het die stem van die stomme weer laat klink. U het die gebroke ook weer heel gemaak. U het nie net genesing gebring nie. U het hoop gegee waar daar net stilte en duisternis is. En vandag kom U en U vra vir ons, glo jy ek kan dit doen? Here, ons glo, maar help ons met ons ongeloof. Ons sien nog nie altyd duidelik nie. En ons sukkel om ons eie stem te vind. Ons dra die wonde wat ons stil maak, die vrees wat ons oë vir ons toemaak. Maar Here, U is sagmoedig en U is vol deernis. U raak ons aan met U liefde. U hoor ons, selfs wanneer ons nie kan praat nie, en U sien ons selfs wanneer ons nie kan sien nie. Here, ons kom vanoggend na U toe, met ons gebrokenheid, en met ons hoop. En ons fluister, ja Here, ek glo, U kan dit doen. Laat U lig in ons oë opgaan, laat U stem in ons stiltes klink, laat U liefde ons weer laat leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou die geleentheid vir die opneem van die dankoffers.
Ons dra die dankoffers op aan Here. Here, alles wat ons het, kom uit U hand uit. U gee met 'n oorvloed, met genade en met liefde. Ons bring vanoggend ons dankoffers, nie omdat U dit nodig het nie, maar omdat ons wil antwoord op U goedheid. Here, laat dit hoop bring waar daar nood is, lig waar daar duisternis is en genesing waar daar gebrokenheid is. Ons gee met dankbare harte en ons bid U seën af op dit. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. As slotlied sing ons Getuig, getuig. Daarna bly asseblief staande vir die uitspreek van die seën. Getuig van Jesus Christus, dit is ons lewensdaag. Ons leer dat elke een van ons nie langer skaam mag wees, maar dat ons met vrymoedigheid die boodskap moet versprei, sodat die hele wêreld hoort deur woorde en deur daad. Here Jesus is ons Heer, en almal moet hom eer. Getuig, getuig, vertel, vertel, sê dit nou oral oor. Here, Jesus Christus is hier en heilig hier. Die liefde van ons Here, dit dring ons meer en meer. Ons kan nie langer stil bly nie, ons moet dit uitpas uit. En heilige lewenswyses te dring meer dankbaarheid. Wil ons dit oral oor en ook vir almal gaan vertel. Here Jesus is ons Heer, en almal moet hom eer. Getuig, getuig, vertel, vertel, sê dit nou oral oor. Here, Jesus Christus is hier en heilig hier. Getuig, getuig, vertel, vertel, sê dit nou oral oor. Here, Jesus Christus is hier en heilig hier. Mag jy vanoggend die stem van Jesus hoor. Nie 'n stem wat jou dwing nie, maar wat jou uitnooi. Mag jy met 'n oop hart antwoord, ja Here, ek glo. Mag die Here jou oë oopmaak om sy teenwoordigheid te sien. Jou 'n stem terug vir jou gee om hoop te spreek en jou hart versterk om te vertrou. Mag jy weet, God kan dit doen. God wil dit doen en God is naby. Gaan in vrede met geloof wat groei en 'n hart wat rus in sy genade. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met elkeen van ons. Amen. Van seën van bowe, dit
tyd van verkoeling, vloei uit ons eiland en woord, strome van seën, gee van die volheid ons weer, lees al die druppels gebiere, skenk ons die strome oorheen, strome van seën van woorde, kalm en verfrissend as hier, skenk uit die hemelse volheid, skenk ons 'n oorvloed oorheen, strome van seën, gee van die volheid ons weer, lees al die druppels gebiere, skenk ons die strome oorheen, strome van seën van woorde, hier laat ons vloeien aan woord, skenk die beloofde verkoeling, kom en bevestig die woord, strome van seën, gee van die volheid ons weer, lees al die druppels gebiere, skenk ons die strome oorheen, strome van seën van woorde, gee dit al voller oorheen, dorstig en bidende waag ons, voor die verheerlikte oorheen, strome van seën, gee van die volheid ons weer, lees al die druppels gebiere, skenk ons die strome oorheen, lees al die druppels gebiere, skenk ons die strome oorheen. Hulle sê die ketel kook, kom ons gaan drink koffie.